soos die oog van die diensknegt gerig is op die hand van sy meester, en die oog van die diensmaagd op die hand van haar meesteres. So is ons oë op u gerig, Here, totdat u ons genadig is. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus sy Seun word aan u geskenk deur die werking van sy Gees, soos uitgestort op Pinksterdag. Amen. U kan saam met my die woord van die Here oopmaak by die boek Handelinge. Handelinge hoofstuk 1. Die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook, na sy lyde, hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Die wat bymekaar gekom het, vra hom en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle weg opgeneem is in die hemel, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En daarop draai hulle om na Jerusalem, van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En dan lees ons hoofstuk 2 vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem gewoon godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek, en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? Tot sover lees ons uit die Here se wonderlike, onfeilbare woord. Kom ons verenig in die gebed en dan bid ons saam.
Ons is so dankbaar vir die voorreg wat ons het om in die heilige teenwoordigheid van 'n lewende God in te gaan. In die heiligdom in. Deur die voorhangsel wat geskeur is tot in die heiligdom in die teenwoordigheid van God wat sit op die troon. Van hom wat die mag het om alles te verander, wat nasies regeer, wat mense op plekke sit en mense van plekke af wegneem. Iemand by wie daar niks onmoontlik is nie. Iemand wat bereid was om vir hierdie goddelose wêreld iemand te stuur, om te kom sterwe aan 'n ruwe ou kruis en sy lewe te gee sodat ons lewe kan hê. Iemand wat gesê het, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, maar ek sal vir julle 'n ander trooster stuur. Dis vir julle voordeliger dat ek weggaan, want as ek weggaan, sal die trooster na jou toe kom en hy sal julle in die volle waarheid lei. Dis vanmôre Pinkstersondag, Vader. Sommige mense het dit selfs nie geweet nie. Sommige mense het soos in die Pinkstertye, het hulle daar buitekant sonder Jesus, het hulle gelewe en aangegaan, en vandag is maar net weer 'n gewone normale dag, en hulle gaan winkels toe, en hulle koop hulle goedes, en hulle gaan eet, en hulle gaan huis toe, en hulle staan op, en hulle gaan slaap weer, onbewus daarvan dat God sy gees vir ons gegee het. En ons kom as 'n gemeente, en ons kom loof en ons prys U, vir U goedheid en vir U geduld en die gawe van U gees. Ons aanbid U vanmôre omdat ons weet, sonder U kan ons niks doen nie. En sonder U wil ons niks doen nie. Sonder U kan ons nie die skrif verstaan nie. En daarom, o Heilige Gees, het U gekom, ook vir vanmôre, terwyl ons hier by mekaar is, en hier sit mense met hulle behoeftes, en met hulle node, en daar is 'n tafel wat vir ons gedek is, wat wys dat Jesus nog nie gekom het nie, maar dat Jesus gesterwe het, en dat Jesus gekom het, sodat ons vry kan kom, en ons het die voorreg om aan die nagmaalstafel te kan sit, en U sê ons moet dit tot gedagtenis doen aan die dood van Jesus, totdat U kom. En nou het ons U woord, en die woord spreek tot elke mens. Mense moet hulle behoeftes vanmôre, en ons as gemeente het behoeftes, ons as individue het behoeftes, ons as gesinne het behoeftes, en met hierdie behoefte wil ons vanmôre na U toe kom en sê, Here, kom spreek deur U woord, kom lei ons, kom onderrig ons, soos U in hierdie dae met ons gedoen het oor hierdie Pinkstertyd, dat U vir ons nuwe waarhede, wat eintlik ou waarhede is, weer opnuut vir ons oopgebreek het, sodat ons dit kan verstaan, sodat ons vir U iets kan beteken, sodat ons 'n gesonde liggaam kan wees hier, waar U ons geplaas het. En nou bid ons, dat dit nie deur krag of geweld sal wees nie, maar deur U Gees, wat U sal spreek tot die hart en die lewens van mense, in Jesus se naam. Amen. In Johannes 16 vers 8 staan daar, maar wanneer hy kom, dis die Heilige Gees, dan sal hy die wêreld kom oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En vir vers 13 sê hy, maar wanneer hy kom, en dan sê hy, wat sal gebeur wanneer die Heilige Gees kom? Die sentrale tema van ons boodskappe en van ons reeks in hierdie dae was gewees, wanneer hy kom, wanneer die Heilige Gees kom. En ek wil vanmôre met U praat oor die gedagte, en dit gaan nou nie 'n mooi uiteengesette boodskap met al sy punte wees, soos in hierdie dae wat ons mooi analities dit uitgelê het nie, maar ek wil alles saamvat, en dan wil ek saam met dit wil ek kom en die gedagte aan U kom oordra, want dit is iets wat baie mense nie verstaan nie, en dit gaan oor die gawe en die gawes van die Heilige Gees. En dit was vir my 'n openbaring, toe ek nou weer so 'n bietjie lees daaroor, en waaroor gaan die gawes van die Heilige Gees, en wat is die gawe van die Heilige Gees? Ek praat met U oor wanneer hy kom, wanneer die Heilige Gees kom, sal die liggaam gesond wees. Dis waarvoor die Heilige Gees gekom het, om ons as liggaam, die kinders van die Here, gesond te hou. En hierdie dae het ons tekens gesien, nie tekens nie, maar ons het gesien, in 'n klein mate, in 'n baie klein mate, en vir die individue wat die Here dit gedoen het, was dit iets groots. Maar ons het gesien,
wanneer die Heilige Gees kom, wat gebeur in mense se lewens. Ons het die getuienisse daarvan gehoor in hierdie dae. Ons was soms so intens bewus van die teenwoordigheid van die Here in hierdie reeks, terwyl hy met ons gepraat het. Myself was so intens bewus, dat die Heilige Gees gekom het, en daar in my studeerkamer, en vir my sekere goed kom oopbreek, wat nie 'n mens kan by mekaar alles sit nie. So wanneer daar en indien daar wonderlike geestelike waarhede oorgedra is, en oopgebreek is vir u, moet u weet, dis nie die man wat op die kansel staan nie, dis God wat my deur sy Gees gehelp het, om die boodskappe te bring wat die Here wou gehad het, ek moes bring in hierdie dae. En as die Here vir 'n mens iets kom doen het, is dit ver van 'n mens wat vir 'n mens iets kon gedoen het. Wanneer hy kom, wanneer die Heilige Gees kom, vriende, dan verander hy lewens. Ek gaan so in kort so 'n stappie met u loop vir baie van u wat nie hier was nie, net om vir u te wys, wat het die Here vir ons gewys in hierdie dae wanneer hy kom? Wat gebeur wanneer hy kom? Wanneer hy kom, verander hy lewens. Hy verander lewens, want dis die Gees van God, wat die wind van God is, wat na 'n mens toe kom, en 'n mens kom oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel, en dan sê Johannes 3 vers 8, wanneer hy kom, die Gees van die Here, so is iemand wat deur die Gees van God gebore word. Die wind waai waar hy wil, jy weet nie van waar hy kom nie, en jy weet nie waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat deur die Gees van God gebore word. Daardie misterieuse werk wat God in die siel en die hart van 'n mens kom doen. Die verandering wat daar plaasvind, en wanneer daar die verandering plaasvind, dan is daar 'n verandering van die daad van wedergeboorte, en dan begin heiligmaking, en dit loop uit op 'n krisis van waar ek vir die Here vertrou, wat in hierdie dae ook gebeur het, waar mense gesê het, ek vertrou die Here vir 'n volle oorgawe, in 'n oorwinningslewe, 'n kragtige lewe, om vir die Here iets te kan beteken. Handelinge 2 vers 4, hoe die Gees van God oor die mense gekom het, en mense se lewens verander het. En het ons gesien, wanneer die Heilige Gees kom, sy hooftaak, sy doel is, om Jesus te verheerlik. Want hy sê, Jesus het gesê, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy julle al die dinge leer, wat ek julle geleer het. Hy sê julle al die dinge leer, met ander woorde, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, het hy vir die daardie mense, vir Matteus, Markus, Lukas en Johannes, wat hulle van Jesus gehoor het die Heilige Gees vir hulle gekom en gesê, skrywe dit neer, en daarom het ons Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Hy sê, en ook, wanneer in die volgende plek kom hy, dan hy sê, en die toekomstige dinge sal hy julle ook leer, en sal hy vir julle vertel wat om neer te skryf. En toe kom Paulus hulle, en al die ander mense wat die ander boeke geskryf het, elkeen van hulle, en die Heilige Gees inspireer hulle, en leer hulle om te skrywe met betrekking tot die toekomstige dinge, en daarom alles buite die skrif. As jy sê die Heilige Gees het vir my gesê dit en dit en dit, is nie van die Heilige Gees nie, want die openbaringe van Jesus en alles van sy lewe is opgeteken in hierdie skrifte, en as dit Jesus nie verheerlik nie, dan is dit nie van die Heilige Gees nie. So wanneer die Heilige Gees kom, dan sal hy Jesus verheerlik. Alles van die lewe van Jesus totdat hy weer kom. En toe het ons gesien, wanneer die Heilige Gees kom, dan beheer hy 'n mens se lewe. Want Efesiërs 5 vers 18 sê, dat julle moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word met die Gees van God vervul. En dan kom hy net daarna, en hy sê, sing 'n psalm, sing in julle hart tot eer van die Here, en daarna sê hy, terwyl julle in alles dankbaar is, en dan kom hy in die 21ste vers, en hy sê, en onderdanig is aan mekaar. So wanneer ek die skrif verstaan, en hierdie woordjie word vervul met die Heilige Gees, beteken kom onder die beheer. Daardie vervul beteken onder die beheer, want sommige mense was beheer deur nydigheid, sommige mense was beheer deur hulle woede, en dit was hulle optrede gewees teenoor Paulus en teenoor die Here Jesus. So dit wat in my hart is, beheer my lewe. As dit wel is, dan beheer dit my lewe. As dit toornigheid en woede en my humeur is, dan beheer dit my lewe, en dit verwoes ander mense se lewens. So ek word beheer deur dit wat binne in my is. Die Heilige Gees kom in my hart, en hy beheer my lewe, en die
bewys van die beheer van die Heilige Gees is hierdie 3 dinge wat harmoniseer met mekaar. Met ander woorde, dit is nie my omstandighede wat maak dat ek soms bly is nie, is nie my omstandighede wat maak dat ek dankbaar is nie, dis die beheer van die Heilige Gees. Hierdie 3 moet met mekaar harmoniseer en ons met u daaroor gepraat en dan ook onderdanigheid en hoe die man teenoor die vrou en die vrou teenoor die man en die kinders teenoor die ouers en die ouers teenoor die kinders onder mekaar inkom en hulle help om te wees wat hulle moet wees. En het ons gesê, heiligmaking, die bewys of ek vervul is met die Heilige Gees en onder die beheer is van die Heilige Gees, is nie in die wêreld daar buitekant wanneer ek evangelisasiewerk gaan doen en al die mense daar vir die Here wen nie, dis binne in my huis. Daar. Man en vrou, kinders, pa, ma, boetie, sussie onder mekaar. Dis waar dit begin, want as jy gaan kyk Efesiërs 5 vers 18, dan sê hy dit en dan sê hy in vers 22, dan praat hy met die vrouens en dan gaan hy verder, dan praat hy met die manne en dan gaan hy verder, dan praat hy met die kinders, dan gaan hy verder en dan praat hy met die ouers en hy sê dis waar dit begin. Dis die bewys of ek vervul is of ek onder die beheer is van die Heilige Gees. En dan leer ons hom ken wanneer die Heilige Gees kom. En het ons gesê, maar hoe leer ons hom ken? Hoe kan ons die Heilige Gees leer ken, terwyl ons, as ons in ons gedagte 'n prentjie het van die Vader, kan ons 'n prentjie hê van, hoe lyk die Vader op sy troon? En oor die Here Jesus Christus het ons al sketse gesien, ons kry in ons verbeelding, kry ons 'n prentjie ook van, hoe die Here Jesus lyk. En ons leer hom ken. Maar hoe leer ons die Heilige Gees ken? Wanneer hy kom, sal ons hom ken, ons sal hom leer ken, deur dat hy soos water is, wat 'n dorstige siel les. Dat hy is soos die wind wat waai, en ek weet nie hoe werk hy nie, maar ek weet, dis die Gees van die Here, wat kom waai deur my lewe. Hy is soos vuur, wanneer die vuur kom, wat alles verteer, en wat reinig het, en die mag van daardie vuur, en wanneer hierdie wind en hierdie vuur by mekaar uitkom, dan breek daar herlewing uit, en hy is soos olie, waarmee ek gesalf word, en die aangename geur wat ek uitgee, wanneer ek daardie parfuum ruik wat met olie is, dan sê ek, so is dit wanneer die Heilige Gees kom. Ek leer hom ken deur die simbole van water en wind en vuur en olie het ons in hierdie dae gekyk. Wanneer hy kom, sal ek hom leer ken. En die kosbare waarhede daarvan om te sê, ek ken hom. En ek weet hoe werk hy in my lewe. Net soos wind, soos die water, soos die olie en soos vuur wat my reinig. Maar wanneer hy kom, het ons gesien, moet ons waaksaam wees. Want dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees van God. En ek kan teen hom sondig. En daar is 7 aaklige sondes wat teen die Heilige Gees gedoen kan word. En dit kan wees dat daar mense in hierdie diens is, wat een van hierdie sondes teen hom gedoen het. Hy's 'n persoon wat bedroef kan word, wat hartseer raak, as gevolg van die lelike dinge wat ek kyk en wat ek doen en wat ek sê. Hy kan geblus word. Dit kan wees dat die Gees van God hier in die gemeente wil kom werk en besig is om te werk en 'n vuurtjie aan die brand gesteek het en mense met hulle kritiek en mense met hulle negativiteit blus. Die Gees van die Here, nie deur nie betrokke te raak en nie te sê, hier is ek om vir die Here en sy gemeente iets te beteken nie, kan ek hom blus. Kan wees dat daar mense is wat hom weerstaan en hy sê, ek roep jou vir voltydse diens, ek roep jou vir 'n volheidslewe en jy weerstaan die Heilige Gees vir die volheidslewe wat hy vir jou wil gee. Dit kan wees dat mense die Heilige Gees versoek. Weet jy hoe versoek ek die Heilige Gees? Ananias en Safira, hulle kom en hulle sê, ons het ons geld gegee vir die kerk, en ons het alles gegee, hulle het nie nodig gehad om dit te sê nie, hulle maak asof hulle iets hierdie wonderlike mense is, en hulle lieg vir die Heilige Gees. Om vir die Heilige Gees te lieg, deur 'n voorgee lewe te lewe, is om die Heilige Gees te versoek. En daarom het ons gesê, wanneer die Heilige Gees kom, moet ons waak. Moet ons so waak. So maklik om teen hom te sondig.
Wanneer die Heilige Gees kom, dan is daar vrug, het ons gesê. En wat is hierdie vrug? Die vrug van die Gees is liefde. Hoe verstaan ek hierdie liefde? Ek verstaan dit wanneer ek sien hoe is God se liefde, God is liefde. En hoe werk God, en soos wat God met die mense werk, so wil hy hê, moet ek hierdie liefde ook openbaar. En dan sê, maar hoe sal ons daardie liefde verstaan? En dit is deurdat die lig van God, want Bybel sê ook God is lig, en sy lig skyn op my, en wanneer sy lig op my skyn deur die woord van die Here, dan kan ek hierdie ander 8 attribute, of 8 dele van die Gees, wat een vrug is, kan ek dit gaan uitlewe in 'n wêreld daar buitekant. Dit gebeur, vriende, wanneer die Heilige Gees kom. Nou wil ek by u hoor, en as ons nou 'n bietjie gaan stil staan hier in die woord, en ons vra vir mekaar, wat was die verskil? Wat was die verskil tussen die eerste kerk, sonder sy bekende sprekers, sonder sy mooi geboue, sonder media sentrums en kameras en DVD's en al die dinge en die tegnologie en alles wat ons vandag het, en vandagse gemeentes met al hulle gemak en met die hulpmiddels en alles wat was die verskil tussen die Handelinge gemeente en die gemeentes van vandag? Wat was die verskil tussen daardie eerste kerk se gewone, eenvoudige mense en vandagse beleese, postmoderne mense en predikers wat hulle het, wat die televisie het en die wêreld aan hulle voete het en al die geld vir hulle het en kan rondvlieg van een plek na 'n ander plek en almal weet van hierdie man en almal hoor van hierdie man? Wat was die verskil? Die tema van ons boodskap is, wanneer hy kom, sal die liggaam gesond wees. Is die liggaam gesond? As dit 'n groot kerk is met baie mense, met baie dinge en baie aktiwiteite, nie altyd te sê nie. Wanneer daar wonderwerke plaasvind, is 'n gemeente dan gesond? Wanneer mense begin om hulle gawes te ontdek, en hy ontdek sy gawe, en hy sien, maar dit is nou eintlik my gawe hierdie, en almal in die gemeente ontdek sy gawe, en omdat ek nou my gawe ontdek het, moet ek dit nou begin doen, is die gemeente dan gesond? In Lukas 10 vers 17 tot 20 lees ek hierdie woorde, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. Onthou, Jesus het hulle mag gegee, om al hierdie dinge te kan doen. En toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Handelinge 1, vers 4 en vers 5. Ek wil dit weer vir u lees. Hy sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, hoor nou mooi, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Wanneer die kinders van God begin soek na die gawes van die Heilige Gees en nie na die gawe, naamlik die Heilige Gees self nie, dan kom daar 'n verkeerde fokuspunt. Dan is die gemeente nie meer gesond nie, vriende. Sonder die Gees van die Here is ons arbeid en ons gawes net mooi niks nie. Sonder die gawe van die Heilige Gees is my arbeid soms net natuurlike talente. En u gaan nou verstaan wat ek vir u sê. In 1 Korintiërs hoofstuk 12, 1 Korintiërs 12 vers 11 sê, maar al hierdie dinge, hoor mooi op wat sê, al hierdie dinge,
werk een en dieselfde Gees wat elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Wat is hierdie dinge? Dis nie almal gawes nie. Jy sien vriende, mense verwar gawes en talente en werkinge en kragte en hoe die Gees van die Here, dan sê hulle dis nou 'n gawe. Jy het nou die gawe om dit te doen. En nou fokus die mense so op hierdie gawe wat hy ontvang het. Hy praat in die hoofstuk voor dit, in dieselfde gedeelte, hy praat van werkinge, hy praat van bedieninge. Dit is nie so te sê dat dit nou 'n genadegawe, dan praat hy op 'n ander plek, praat hy van genadegawe. Jy gaan nou verstaan wat hy vir u sê. Hy sê hierdie dinge is nie almal gawes nie. Al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees. Dis dieselfde Gees wat op Pinkster gekom het, die Gees wat verskillend werk. Hy werk nie altyd dieselfde nie. Hy sê afsonderlik, nooit op dieselfde manier as wat hy met 'n ander mens werk nie. Nie op 'n voorgestelde program van, ek het nou uitgevind, so werk die Here en so wil die Here met my werk en nou het ek hierdie gawetjie van my en nou moet ek hom ontwikkel en nou moet ek op hierdie gawe fokus want so gaan God werk nie. Hoor wat hy sê, elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Wie is hy? Die Heilige Gees. Oswald Chambers sê, iemand in hierdie dae vir my die woorde gesê, en hy sê, as hy dit vir mense sê, dan frons hulle, dan kyk hulle vir hom so snaaks aan. Ek het hom ook so snaaks aangekyk. Toe moes ek gisteraand vir hom die SMS stuur, vir hom vra, sê vir my, wat is die woorde van Oswald Chambers? Toe sê Oswald Chambers het gesê, as jy doodseker is langs watter weg God werk, werk hy nooit weer langs daardie weg nie. Kou 'n bietjie aan dit. God werk op hierdie manier, met hierdie gawes, en op hierdie manier, dan weet ek nou gaan God so werk, en as ek weet God werk op daardie manier so, dan gaan ek dit mos nou gebruik in die toekoms, en ek is nie meer afhanklik van die Heilige Gees nie. Maar wanneer die Heilige Gees kom, gee afsonderlik soos hy wil op sy manier. Daarom is ons afhanklik van die Heilige Gees, vriende. Mense manipuleer die Heilige Gees. Mense manipuleer God, om te sê, so moet u werk. En op so 'n manier moet jy werk, en ek sit jou in daardie kategoriekie, en daar gaan jy wees, en ek sit jou daar in daardie kategoriekie, en so moet jy nou werk, en God gaan nou op daardie manier gaan hy nou werk, en nou sit ons agteroor, en ons is gerad, en ons sê, kyk hoe wonderlik werk ons, en die Gees van God is nie eens meer teenwoordig nie. Hoor wat sê 1 Korintiërs 12 vers 7. Hy sê, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog wat opnuttig is. Aan elkeen, hoor wat sê hy, maar, hierdie woordjie maar kanselleer nou baie dinge, hy sê maar, aan elkeen, hy noem al hierdie dinge nou, hy sê maar aan elkeen, dis die wat hom soek, dis die wat die Gees, die gawe van die Gees soek, word die openbaringe gegee, soos ek die Gees soek en ek is onder sy beheer en ek is vervul met die Heilige Gees, dan sê hy, word die openbaringe, die Engels sê, the manifestation, die manifestering van die Heilige Gees, word aan my gegee. Nie deur 'n kursus nie, en ek skiet nie al die kursusse af nie, vriende, ek gaan nou vir u sê, waarvoor is die kursusse daar, ja, maar hy sê, met die Gees op die oog op wat nuttig is, nie my begeerte nie, nie wie en wat ek wil wees nie, maar wat nuttig is, die vraag wat ek vir u vra, en ek wil nie neerhalend verwys na ons ander vriende, wat op ander maniere werk nie, en ek sê dit weer 'n keer, snaakse kindertjies van liewe Jesus, partykeer, en waarvan ek en jy seker miskien ook die snaakste is, baie keer. Maar weet jy, ek kan nie verstaan, waarom mense so te kere gaan oor die tale nie, want tale is nie nuttig nie, in die tyd waarin ek en jy lewe nie. Taal is nuttig wanneer ek daar na donker Afrika toe gaan en ek gaan doen sendingwerk en ek kan nie 'n woord van daardie Chaliba of wat se taal dit ook al is kan ek praat nie, en God gee my die gawe om met daardie man die evangelie oor te dra. Dis wat Handelinge 1 gebeur het, toe die gawe ontvang het van die Heilige Gees, naamlik die spreek van tale, want daardie mense was uit verskillende plekke, het hulle bymekaar gedrom daarso, en die Here gee vir hulle daardie gawe om die evangelie aan hulle oor te dra, om met hulle te praat in hulle eie taal, ongeletterde mense wat nie die tale geken het nie, die wonderwerk van tale wat hy dit daar vir hulle gee, want dit was nuttig gewees op daardie oomblik.
Nou spring een ou hier op en hy praat in 'n taal en 'n ander ou moet nou opspring aan die ander kant en hy moet nou die taal uitlê. Wat is die nut daarvan? Hoekom praat ons nie met mekaar Afrikaans nie? Dis nie nuttiger om met mekaar Afrikaans te praat waar ons mekaar kan verstaan en sê dis wat God se woord sê. Wie roem die meeste oor hulle gawes, vriende? Dis hierdie mense wat dink hy het iets ontvang. En jy het nou nie ontvang wat ek ontvang het nie. En nou is nou ek hierdie wonderlike ou. Ek is nou vervul met die Heilige Gees, want die tekens van die vervulling met die Heilige Gees is dit en dit en dit. God werk nie so nie. Hy is te heilig. Want die grootste sonde is hoogmoed. En dis die mense met die meeste gawes en die talente en die meeste vermoëns wat die kerk van Jesus Christus die meeste skade aangerig het as wat jy ooit in jou lewe kan dink. Wie voel altyd minderwaardig? En ek het nie daardie gawe en hierdie gawe nie. Dis hierdie mense wat die stil en rustige teruggetrokke mense is en sê ek kan nie soos daardie oom bid en ek kan nie soos daardie ou dit doen nie en ek kan nie soos hierdie ou dit doen nie. Hoe lyk 'n gesonde gemeente, vriende? Is 'n gesonde gemeente, ek dank die Here vir elke man wat talent het om te kan sing, om 'n musiekinstrument te kan speel, wat die vermoë het om syfers te kan ontsyfer en om boeke by mekaar te kan hou en te kan orden en te sê, hoorie, ons moet dissipline, ons moet die dinge so werk. Ek prys die Here vir sulke mense. Want anders sonder dit sou ons nie kon funksioneer nie. Maar die verskil tussen 'n gesonde gemeente en 'n aktiewe gemeente, is 'n groot verskil. Jy kan 'n aktiewe gemeente, jy kan 'n groot gemeente en die radwerk is so groot en is so wonderlik dat alles word op die regte tyd gedoen en mense word betaal om dit te doen en daai ou word betaal om dit te doen en hierdie ou is daar en daai en is wonderlik en dit raak groot en ek sê ook nie altyd is verkeerd nie. Maar om iemand te hê met musikale talente en hulle het hierdie wonderlike musikale talente en hulle gebruik dit binne in die kerk en as hulle binne in die kerk is, hulle kom hulle daar buite kan dan gebruik hulle dit ook vir die wêreld. Jy kan die wonderlikste leiers hê, jy kan mense hê wat die vermoë het om leierskap, om leiding te kan neem. En nou is hier 'n klomp mense agter hom aan en hulle luister vir hom en hy's hierdie dinamiese spreker en jy het hierdie begaafde predikers en ek het die begaafdheid van my geboorte af om te kan praat en te kan gesels en mense te kan imponeer. En nou kom ek tot bekering en nou sê mense, maar dis my gawes daai. Dis talente. Mense verwar die gawe van die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees met natuurlike talente. Besprekings oor geestelike gawes gaan die meeste gevalle oor waarin mense goed is of van waarvan hulle hou om te doen vir die Here en dan oor wie gaan dit dan? Oor my. Oor wie ek is. En hoe wonderlik ek is. Wat verander die wêreld, vriende? Wat ek doen met my gawes, God moet, of my talente, God gebruik dit, hy het sulke mense nodig. En weet jy, dit is vir my vreeslik, en ons het nie tyd om daaroor te praat nie, maar die Here die gelykenis vertel van die mense met die talente wat hulle het. En hoe hy dit gaan begrawe het. En as jy iemand is met talente, en met vermoëns, in die gemeente ly skade deurdat jy nie jou talente en jou vermoëns gebruik vir die Here onder die beheer van die gawe onder die beheer van die Heilige Gees nie, dan bedroef jy die Here Jesus en jy blus die Gees. Jy sondig teen hom. 'n Gemeente met vermoënde, talentvolle mense kan maklik sonder die Heilige Gees funksioneer, vriende. Groot, maar ongesond. Die heilige, eenvoudige, liefdevolle tannies in die verlede in gemeentes waarin ek was. Hulle is nie op die voorgrond nie, hulle het nie baie om te gee nie, hulle is eenvoudig, nie die lelike woord eenvoudig nie, maar gewone mense. Weet jy wat het hulle al vir my en my bediening beteken? Die gawe van die Gees wat binne in hulle is. En weet jy wat het mense al aan my gedoen? En aan die kerk van Jesus gedoen? Wat so begaafd is en so slim is, so talentvol is,
en soveel invloed het, en die kerk verwoes. Dit is moeiliker vir 'n talentvolle mens om God te vertrou en te sien wat God kan doen, as vir die mens wat niks het nie, of wat dink dat hy niks het nie. Jy sien, want God soek nie bekwame mense nie. Hy wil mense bekwaam maak deur sy Gees. In Matteus 19 vers 24 lees ek hierdie woorde van die Here Jesus. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Hierdie mense was verstom, want hulle het die bal misgeslaan, want, hoor nou wat sê vers 25. Toe sy disippels dit hoor, was hulle versla en sê, wie kan dan gered word? Hulle het gedink, die welvaart van 'n mens, die seëninge van die Here rus op 'n man as hy hierdie tipe van ouers moet baie geld, want hy moet naby aan God lewe, want kyk hoe goed gaan dit met hom. Presies in die dag van ek en jy, waarin ek en jy lewe. Vandag is dit baie moeilik om te onderskei. Is dit 'n talent wat hierdie mens gebruik, of is dit deur die krag en deur die gawe van die Heilige Gees? Veral, jong mense, weet u vriende, ek het nou weer TBN gekyk en op hierdie kanale gekyk. En ek wil vir jou sê, my hare staan regop. Hoe mense sekere goed aan die Heilige Gees toedig. En dan staan sy hare so. En dan het hy goeters hier in sy oor en sy neus, as hy naby 'n magneet gaan kom, gaan hy vasplak. Maar hy werk in die kerk met sy talente. En dan sê hulle, kyk die Gees van die Here. Die talent teenoor die Gees van God. Wanneer 'n gemeente gesond is daar mense wat die Gees van God soek, om die gawes en die talente wat God vir hulle gegee het te kan gebruik. The manifestation of the Holy Spirit in me. Onder die verskeidenheid, luister nou mooi, as jy dit na die tyd kan jy die kaset gaan kyk, as jy dit nie mooi verstaan nie, want ek neem dit uit 'n boek van wat iemand geskryf het. Hy sê, onder die verskeidenheid van God se gawes is daar sommige natuurlike vermoëns en karaktereienskappe. So onder hierdie gawes is daar vir natuurlike vermoëns en eienskappe. Dis vir my makliker om om by daai werk betrokke te raak, want dit is my vermoë en my karaktertrekke, terwyl ander glad nie ooreenstem met enige iets wat ons voorheen in iemand se lewe gesien het nie. En dit is wanneer die Heilige Gees kom, en hier is hierdie ou stil ouetjie, en ek kan vir u vertel, en Dr. Willie Kotse kan vir julle vertel, van 'n ouetjie wat daar by die kweekskool inkom, en hy kan sy mond nie oopmaak nie. Hoe gaan hy ooit eendag op 'n kansel kan staan om te preek, en dan ontwikkel die Here daardie man, dat wanneer hy op die kansel staan, is hy, kom jy agter, dis die Gees van God wat hierdie man gebruik. Sommige mense wat barmhartigheid wil doen, toe hy nog ongered was, was hy 'n mens wat omgegee het vir mense. Daar is iemand wat lering wil doen, en nou sê ek het die gawe van lering. Man, weet jy, hy het al op skool, het hy vir die kinders geleer, en vir ander mense geleer, en onderwyser geraak, hy die gawe, of die vermoë, die talent om dit te doen, om herderskap te kan hê. Daar is mense wat net omgee vir mense by mekaar trek, en dis die talent, dis 'n vermoë wat ek gehad het nog voor my redding. Tale is 'n gawe. Ek het nie daai gawe nie. Maar weet jy hoe het ek gesukkel met Grieks op skool, op kweekskool? Jy gaan nou vir my miskien lag.
Jy kry die gawe van tale, vriende. Sommige mense daar, hulle kom by die Grieks, weet jy, en hulle skryf daai toetse, dis vir hulle enige man, jy kan vir hom enige ding kom gee, en hy skryf dit. Wanneer hy Zulu gaan leer, dan gaan hy Zulu leer. Hy gaan Khoza leer, hy gaan Khoza gaan hy leer. En ek glo Justice Chungu het ek in hierdie week verlede week mee te doen gehad. Hy praat 8 verskillende tale. Met ander woorde, hy het daardie vermoë, die talent om dit aan te kan leer. En nou kom die Here en hy sê, wat is my gawe? Waar kom my gawe vandaan? My gawe kom van die Here af. En daar is ontdek jou gawe kursusse en ander toetse om gawes uit te lig, vriende. En ek sê weer, as ek hierdie toets, jy moet nou, mense gaan toets daan. As jy hierdie toetse wat mense nou na mense se redding vir hulle laat doen, en dan sê hulle nou, dis jou gawes, daar is jou gawes, maar as jy hierdie toetse moet hulle gaan doen het voor hulle redding, sou 90% van dit presies dieselfde gewees het. 'n inventaris, en hierdie dinge kan my help, om my sterk en my swak plekke uit te wys, ja. Maar ek moenie die gees van die Here aan dit koppel nie. Die Heilige Gees kan dit gebruik en hy wil dit gebruik en die talente en die vermoëns wat ek het, moet ek vir hom gee, maar dit moet onder die beheer van die Heilige Gees van God kom, vriende. Daar is sommige mense wat mensgerig is, weet jy, hy wil net die hele tyd mense om hom hê. En dit maak nou nie saak of die werk reg gedoen word of verkeerd gedoen word nie. Kom ons tel net die mense tevrede. Hy's mensgerig. 'n ander ou weer, hy is taakgerig. En hy sê, kyk, die werk moet gedoen word en as daar een of ander geestelike Piet in sy pad kom, dan sê kom ons vat hom weg. Hy hoort nie hierso nie, ons werk hom weg. Hy is nie hier nie. Hy hoef nie deel te wees nie, want die werk van die Here moet gedoen word. En hierdie kursusse leer my om meer te leer van dit, ja. Daar is sommige mense wat 'n passie het vir kinders. Sommige het 'n passie vir finansies. Sommige mense het 'n passie vir groter mense. Sommige waar ook al. Ja, die Here kan dit vir my uitwys en ek ontdek en ek sê maar my begeerte is om daar vir die Here te kom werk. Sommige mense is gestruktureerd, weet jy, as jy daar na hulle tafel toe kom, dan lê alles mooi so agter mekaar en jy kan vir hom enige ding vra en hy steek sy hand toe vat hy en hy vat daai ding raak en 'n ander ou is ongestruktureerd soos ek wat nou al 3 weke dreig om my lesenaar weer reg te pak. Ek het dit geleer deur 'n kursus wat ek bygewoon het om agter te kom en te sê, Johan Botha, dis nou wat jy is, aanvaar dit nou maar so, en as jy goed begin afval van die tafel af, dan weet jy, nou moet jy 'n plan maak met dit. My temperamente. Maar vriende, weet jy, dit raak hartseer in my hart as ek dink dat mense die Heilige Gees van God koppel aan dit. Die Heilige Gees wil dit gebruik. So wat sê ek, wat is 'n gesonde gemeente? 'n Gesonde gemeente is die gemeente wat die gawe, naamlik die Heilige Gees soek. Want wanneer hy kom, sal ons gesond wees. Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok en julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Van buitekant af lyk iemand baie gesond, met 'n virus binne in hom. Jy kies hom op die kerkraad en hy is so vleeslik dat hy al die mense uitmekaar uitjaag. Of jy kies hom nie, dan is hy opgeblaas. Wanneer hy kom, sal hy die talentvolle mense help om nooit hoogmoedig te word nie. En die met minder talente sal hy help om te doen wat hulle nie uit hulle eie krag uit kan doen nie. Ek is byna klaar. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, want die Here sy oë deurloop die hele aarde om diegene met baie en met min talent kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is, en hierin het u dwaas gehandel, sê vir die profeet. Kyk wat sê Paulus oor hierdie saak, my tyd is min, hardop uit, gaan lees 1 Korintiërs 1 vers 26, miskien moet ek dit tog net lees, hy sê, want let op julle roeping broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is, nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om sterk te word, sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot
nuut te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Kyk wie's die mense wat God gebruik het. 1 Samuel 16 vers 7, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Dawid was 'n man na die hart van God gewees wat skape opgepas het, en kyk wat het God met hom gedoen. En jy dink aan die sterk, talentvolle, mooi voorkoms van Saul, wat al die weermagte kon lei, en wat was die uiteinde van Saul gewees? Uiterlik het hy baie mooi gelyk. Gideon was 'n eenvoudige man gewees, vriende, en die Here sê vir hom in Rigter 6 vers 12, ek is met jou, dapper held, en met 300 man verslaan hulle 120.000 mense. 1 Kronieke 4 vers 9 en 10, jy ken dit baie goed. Jabes was 'n iemand met 'n slegte agtergrond gewees, en Jabes was meer geëerd as sy broers, en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het met smart gebaar, en Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder, en u hand met my sal wees, en u die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie, en God het hom laat kom wat hy begeer het. Was in 'n gemeente gewees, in my eerste gemeente, vriende, wat daar 'n jong man gewees, nie meer jong gewees nie, en by Sanel, dis die mense wat epileptiese aanvalle kry, ek onthou hom, ek sien hom nog op sy fiets hoe hy rondry. Ons het hom gekies as diaken. Hy het altyd 'n glimlag, so snaakse uitdrukking op sy gesig. Nie iemand wat jy graag saam met jou wil vat na iemand anders en sê, wat 'n snaakse ouetjie is dit hierdie. Maar weet jy wat? Die gees van God was in daardie jong man, of in daardie man gewees. Op dieselfde kerkraad was daar 'n ingenieur. En as ek hierdie twee manne met mekaar vergelyk, die een met hierdie talente en hierdie vermoëns en die posisie wat hy beklee en mense onder hom, en ek dink aan hierdie eenvoudige man wat daar van Sanel af met sy fiets ry, elke Sondagoggend, elke Sondag aand is hy daar om Jesus te kom soek. Wie het die gees en wie het die talente en die vermoëns? Ek dink aan die gemeente in George waarin ek was, 'n werklaar wat ek begrawe het al. So groot baard gehad en hy het al hartversaking gehad en sy maag was so groot gewees en hy het katekisasie gegee en hy was betrokke by die barmhartigheid gewees en die kassette en alles waar hy kom, en hy het nog 'n wyk ook gehad en elke 3 keer 'n week moes hy gegaan het vir dialyse, moes hy gaan sit het vir 5 ure op die masjien, en as hy daar kom, dan gaan hy besoek hy die mense, en dan kom hy daar en dan gee hy katekisasie en die jong mense het so onder mekaar gegiggel want sy maag het so gegrom en hierdie groot baard. Hy was nie 'n aanskoulike mens nie. Hy was op die kerkraad. En saam met hom op die kerkraad was daar 'n advokaat. En as ek moet sê tussen die twee, wie het die gees gehad? En wie het die vermoëns gehad? Weet ek wie om te sê? Want hy het die gees van God gehad. Nie al die gawes en die talente nie, hy was 'n gewone treindrywer wat geboord was. En toe hy geboord word, toe sê, nou kan ek vir die Here werk. Hoeveel bid en wag vir die Heilige Gees, maar soek net die krag van die Gees om te doen wat hulle graag wil hê gedoen moet word. Power religion. Ek sluit af. Wanneer die Heilige Gees kom, sal die liggaam gesond wees. Die gawe van die Heilige Gees is vir elkeen. Wanneer ek hom soek en nie die gawes nie, sal hy my gebruik en vir my gawes gee om dinge te doen. Wanneer hy kom, soek hy nie talentvolle mense nie. Hy wil talentvolle mense gebruik met hulle talent. Wanneer hy kom, soek hy, nou sê dominee, jy weerspreek jouself. Wanneer hy kom, soek hy talentvolle mense.
want hy weet wat daardie mense met hulle talente vir hom kan doen, onder die beheer van die Heilige Gees. Wanneer hy kom, sal die Heilige Gees in ons midde wees en sal ons gesond wees. Moenie daaraan dink om gebruik te word met jou gawes of talente, sonder dat jy die Heilige Gees in sy volheid het nie. En vanmôre as die Here met jou praat, sê jy een van twee dinge. Of jy so op die voorgrond met jou gawes en talente en jy dink jy kan nog werk met dit, want dit is soos die Gees van die Here werk, en jy slaan die bal ver mis, en God sê vir jou, soek my eerste in sy volheid. En dan is daar ander mense wat hier is, met al die gawes en al die talente en die vermoëns, en jy steek dit daar weg, iewers te ver weg. En God sê, wanneer ek kom, wil ek dit gebruik, tot my eer. Mag die Here vir u help, mag u die boodskap verstaan, en mag hy kom, dat ons